bediening in die naam van ons Heer Jesus Christus. Pastoor, mevrou, wees gegroet, broers en susters. Pastoor, met my dankie sê, pastoor, vir die geleentheid om te kan staan, om die woord van die Here te kan bring, om die volk van die Here op te lig. Amen. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Kan ons net saam bid, Here, God onze Vader, Here in die hemel, Here, dank Here vir die geleentheid, my God, Here, om die woord te kan bring, Here, dank Here, dat U omsien vir die volk, my God, Here, dank U dat U omsien vir die familie, my God, Here, dank U dat U omsien oor ons, Here, as kinders van God genoemd kan word, my God, Here, Here, wees dan met ons, wees met my, my God, Here, want die woord bring, Here, maar die woord geloofde is, my God, Here, met die gees, met die vuur van die gees van die Heilige Gees, my God, Here, Here, kom, Here, maak ook die ore, my God, Here, maak ook die harte, my God, Here, om die woord te kan ontvang, wat die Here na ons toe wil bring, Here, dank U, my God, Here, vir die U is, Here, dank U, my God, vir wat U doen in die tyd, my God, Here, U is God, en U is God alleen, bijna U, in Jesus naam, amen. Dus mag maar sit, amen. Elke keer as ek vorentoe kom en ek kry 'n geleentheid, dan sê ek dan altyd, ek is net dankbaar vir die vrymoedigheid wat kom met die gees van die Here. So, ek is bly vir die dag van vandag, want die Here het opgedag vandag in die plek. Amen. Die Here het opgedag vandag in die plek. Ek hoop ons is opgewassen genoeg om te kan weet wanneer die Here sy teenwoordigheid bekend maak aan ons. Amen. So, ek wil die vrymoedigheid gebruik om te kan praat met u, een en elkeen wat hier so sit. Maak ons gebruik van die vrymoedigheid wat die gees van die Here bring. Ons vat dit nie we don't take it for granted, ons vat dit nie sommer net so nie, want het is nie allemaal van ons wat opgewassen is vir die taak om die dinge te kan doen nie. Amen. Amen, geliefdes. As dit nie so is nie, kom asseblief, kom staan nie, kom praat het ons hoor, wat sê die Here? Okay, so ek dink dit is nou 'n tyd dit is nou 'n tyd en ons moet bekend is met die saak, is dat die Here tot ons wil spreek. Die Here wil praat met ons. Die Here wil praat met die mense wat hulle self noem kinders van die Here. Die Here wil met hulle praat. En as jy ook nie 'n kind van die Here is nie, as jy jouself sien as 'n kind van die Here wil met jou ook praat. Amen. Om te begin, ek sal net gou lees in Mattheus 6, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, Mattheus 6. Ek sal sommer begin hierso by verse 9, Matthew chapter 6 verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. As ons het het, sê toch net amen. Amen. Praise die naam van die Here. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Amen. This then is how you should pray. So ons moet 'n aanspraak maak op die Here dat sy koninkryk moet kom. Op aarde net soos in die hemel. Yes, Lord. Okay. Matthew 6 nog steeds verse 33. Verse 33. Matthew 6 33. But seek first his kingdom and his righteousness, en al die dinge waarna ons op soek is, sal by ons bygevoeg word. Yes, Lord. Amen. Amen. So, daar word 'n aanspraak op ons gemaak dat
we have to assume our position as believers to know that we are asking God for His kingdom to come. En as sy koninkryk opgedaag het, sê die woord dan, soek nog verder. Soos dit kom, soek dit, sodat jy deel kan word van sy koninkryk. So in other words, you have to assume your position as a believer to seek the kingdom. Ek moet op die uitkyk wees vir die koninkryk. Met ander woorde, as dit dan gekom het, beteken dit dan, I have to assume my position in the kingdom. There's a position that I have to assume. If I assume my position in the kingdom, since this is the house of God, and this is part of how we seek the kingdom, we come here so that we gather together, so that we call on God, so that the kingdom can come. Yes, Lord. Met ander woorde, ons soek iets groter as ons, iets groter as wat die wêreld bied, Yes, Lord. sodat dit kan kom. So in other words, you have to then assume, sê die koninkryk werk soos dit, as die koninkryk gekom het, as jy jouself oorgegee het, Yes. en jy bring jouself tot bekering, is daar 'n sekere posisie, ons het dit mos al genoem, die ander keer toe gepraat het, that you have to assume a certain position in the kingdom of God. Amen. There's a certain position that I have to assume. En dan op die wyse, ook as ek kom in die kerk, daar's 'n sekere posisie wat ek moet assume. Daar's 'n posisie wat ek moet inneem. Ek kom nie net vir allerlei ander redes mos. Om te wees is mooi, om te wees wat het jy aan, om my pa tevrede stel, my ma tevrede te stel, my auntie tevrede stel, my vrou tevrede stel. Ek moet die saak verstaan, dat daar 'n aanspraak maak is op jou, dat daar aanspraak wat gemaak word op jou lewe. Yes, Lord. God stel belang in jou lewe. Amen. God stel belang in dit wat jy kan doen Yes. vir hom, om die koninkryk te laat groei. So, be not confused. Moenie confused wees. Daar's 'n taak op wat op jou gelê is. En as die boodskap in die gemeente kom, as die boodskap in die huis kom, met ander woorde, die Here doen 'n aanspraak op jou as lid van die kerk, om jou position in te neem. Daar's werk hier buite. Ek kom nie net sodat ek kan my share kan kry, nou gaan ek huis toe en die saak is sharp. Just because I was in church, die saak eindig nie daar nie. Yes, Lord. Dit gaan ons nog verder as dit. Daar is opofferinge wat gedoen moet word. Op dieselfde manier hoe Christus Jesus 'n opoffering gemaak het en sy lewe op die kruis gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So you have to understand that there is a place, there is a position that you have to assume in the house of God, in the kingdom of God. Die wêreld is op die uitkyk om te sien wie is hulle. Wie is hulle? Who are the sons and the daughters of the Most High? Who are they? En ons het die saak genoem, kan jy ge-identify word Jesus. as a kingdom citizen? Kan jy ge-identify? Kan ons jou identify? Kan ons jou sien? Dat ons het sommer vinnig uit die weg gekry.
deur jou vrugte. Die vrugte. So funny. Yeah. Because God is calling on us Yeah. in many aspects. Veral as ons wandel deur die lewe met verskillende mense Yes. wat onbekeer is, wat nie bekeer is, wat nie wil bekeer nie. Daar word 'n aanspraak gemaak dat jy and you have to be the difference. You, So funny. soos jy so sit. Soos jy so sit, kyk jou. Kyk jou. Soos jy so sit. Dat word aanspraak by jou gemaak dat jy die verskil moet wys. Wanneer mense na jou toe kom en hulle kom, nee, then you have to show patience. As daar voelwaters is, then you have to bring peace. As ander lelik is, vereis die koninkryk, then you have to be kind. As almal aanvang, dan word daar vir jou vereis to be good. En wanneer jy onder daai aanval kom, is nie altyd maklik nie. Selfcontrol. Jesus. Selfcontrol. Daar is 'n taak op jou geplaas. Dierbare kind van die Here, daar word 'n taak op jou geplaas. Dat elkeen wat hier so sit, is nie sommer net so nie. See, God doesn't show favoritism. He can choose anyone. Maar ek kom en ek staan hier en ek sê, met dit wat die Here my gegee het, so kom ek en sê, daar word op jou 'n taak geplaas, that you have to be different. If God can show up in a place like this, ander mense loop voorbij en hulle wonder, wat is die? Dan vergelijk jy die plek met al die anderen en sê vir jouself, hoe is dit dan dat die Here hier sal kom? Yes, hallelujah. Glory. Want hy was hier, of hy is hier, om heel eerste die man van die Here te vereer. Amen. Cornelius. Because when Peter came, die man wat hy voor gesoek is die man van die huis. En deur die man van die huis se optrede teenoor ander, sy werke teenoor ander, Jesus. he was blessed. And everybody else surrounding him, his family, and those that were in the vicinity, they came, and what happened? The Holy Spirit came down on everybody. Yes, Lord. So met ander woorde, dat is een taak, een groot taak, because wie ook al die woord hoor, jy is nie sommer net so nie. Het is 'n voorreg om die woord van die Here te hoor, en veral as die Here tot jou spreek. Amen. Ons kan praat, enigiemand kan hier staan en jy kan praat, maar het is 'n geluk op jou nie, then it doesn't help. Nie regtig nie. Glory. As ek net 'n minuut kan kry om te kom daar waar ek van moet wees. Amen.
So ons word gesien as citizens van die koninkryk. Yes, Lord. En in die koninkryk is haar koning. Yes. Amen. Amen. En in die koninkryk is daar sekere principles waarby die koninkryk by haar geopereerd word. Yes, Lord. That's principles, that's promise, that's patience, that's praise, provision, and power. Yes, Lord. The principles of provision says that when we put God first in our lives, He is faithful to provide all of our needs. Yes, Lord. He knows what we need even before we ask. Die Here ken die wat syne is en die Here weet wat jy nodig het. So al die bekommernisse wat ons het, waar ons aangaan asof ons met 'n God sit wat nie regtig verstaan wat jou omstandighede is nie, dan het ons 'n probleem. Yes, Lord. Because the Bible says that God knows. So as hy weet, hoekom beklei ons en jag ons so na die issue van ek weet dat die Here net my kind, dat die Here net my man, dat die Here net sien dat ons het mos hy was bereikpunt, né? That God says that you, child of the kingdom, you want God to meet you at your point of need. But God says, volgens die woord wat die Here by my geplaas het, wat ek aan sy mense moet oordra, is dat God wants you to step up higher. Ons sit en ons wag, ons by die pool. Ons het ons genoem, my sister, ons is by die pool. Ons lê daar, ons wag. Ons wil hê Jesus moet kom en sê, gaan dan, hoekom lê jy so lank? Hoe lang ga jy nog hier lê? Hoe lang ga jy nog hier sit en wag vir goedgunstigheid? Maar dit alles, daar's baie dinge wat dan reeds aan jou behoort, because you are a child of the kingdom. I have to understand who I am in the kingdom of God. I have to assume a certain position, a position of understanding. Ek moet die verstand hê om te kan weet dat ek deel nie sommer met enige iemand, sommer net so nie. I am dealing with Jesus. Yes, Lord. I am dealing with Jesus, King of glory. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. King of glory. Amen. Hy is nie sommer net so nie. He knows what your needs are. He knows what you need before you even ask. Yes, Lord. So hoekom lê jy by die pool en jy wag vir goedgunstigheid? Maar hier is God geguns. Die is al lankal gegee. Yes. Of jy die neiging om verby te kyk dit wat jy gegee is en jy soek iemand anders so goed is. Jo. Hoi. Jy is gegee. Hoekom soek jy iemand anders so goed is? You have to assume your position in the kingdom as a fully fledged, born again Christian. Amen. Born again brother, born again sister. I have to assume my position, understanding what it is that God wants from me. Ons is gegee. Maar dan sê die Bybel ook aan hulle wat kragtig gegee is. Ja. Much is expected of you. Jo. Dis kragtig gegee, dis wonderlik gegee. So die Here verwag dat jy die saak verstaan en dat jy jou verantwoordelikheid sal dra soos 'n man, al is jy ook 'n vrou. Dat jy jou verantwoordelikheid moet dra. For him that is received much will be required. Yes, Lord. As jy gegee is om, my broer, dat kan ek gou op jou spring. As jy gegee is hierson,
Waar is die kwaaie? Amen. Amen. Waar is die kwaaie? Waar is die kwaaie? Soos ek verstaan, die man van die Here, die leier van die huis doen. And God is about to reward him for his faithfulness to him, to the service of his people. I prophesy in the name of Jesus. Amen. Praise his wonderful name. To him that much is given, much will be required. You have to assume your position. You have to assume your position. Assume your position. Assume. Klim en gaan doen wat jy moet doen. Kry die elementaire dinge uit die pad uit, net. Ook as groter dinge kom en jy sit nog steeds weer eens graad 1. You're creating a problem for everybody else. Because praat hier van corporate goede. 'n huis. Verstaan? 'n huis. Corporate. Allemaal tezamen. So die elementaire dinge, hy kry hulle uit die pad uit. Asseblief my broer, my suster, kry hy goedjies uit die pad uit. Because jy occupied is met hoe word jy gebless met meer as jou handjies vol is met goede wat jy nie is veronderstel, goede wat jou nergens vat nie, goede wat jou nie help nie, goede wat jou nie opbou nie, goede wat jou nie mooi maak nie, goede wat jou nie gezond maak nie, goede wat jy, verstaan? If I'm occupied with allerlei onnodige goedjies, get wisdom. That's the plek in die Bijbel. Say, get wisdom. Get understanding. Proverbs, get wisdom. Get understanding. Verstaan toch die zaak. Alsjeblieft, verstaan toch die zaak. That you have to assume your position. God is waiting on us so that we can assume our position, so that wat het gebeur aan in Handelinge, hulle was daar by mekaar en almal was met eens. Met eens. To allow the Spirit of God, to come upon us. Amen. So that we might receive power. Yes, Lord. Want ek weet baie keer voel ons powerless. Ons voel powerless. Hoe gaan ek die taak? Maar in die koninkryk maak jy nie staat op jou eie kragte nie. Amen. Moenie dinge van die wêreld inbring in die koninkryk nie. Amen. In die wêreld, I have to stay strong. I have to be a powerful woman. I have to be, ek moet die ou, as hulle moet sê ek is die ou. Maar die koninkryk van die Here is, Number 12. you rely on him. Yes, God. En die woord van die Bijbel, die woord van die Here sê, God is able. God is able. Amen. God is able. Amen. Een waarschuwing komt daar uit Romeinen uit. Voor die wat aan die koninkryk behoort. Romeinen 12:1. Romeinen 12:1. Romeinen 12:1 en 2 en zo aan. If you are there, I will read. Therefore, brothers and sisters, I urge you, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing
to God. And this is your true and proper worship. Die is worship. Om jou lichaam te gee aan die Here, sodat hy kan gebruik maak van dit wat hy by mekaar gesit het. Do not conform to the pattern of this world. Sien, is 'n waarskuwing. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Daar word 'n aanspraak, wat 'n aansoek gedoen. Los dinge van die wêreld. Hou op aanpas by dinge van die buitekant. Die woord kom na ons en sê, kyk vir Jesus. Maar van dit wat hy gedoen het. En op dieselfde manier doen jy dieselfde. Dit raak maklik as ek 'n bekeerde mens is. Van die gees van die Here wat in my is, sal my help met die taak om dit te kan doen, om nie aan te pas by die patroon wat die wêreld het. Amen. Do not assume your position in the world, but assume your position in the kingdom. Son of God, yes. Because you have been chosen. Amen. You have been chosen. Amen. Amen. You have been chosen Yes, Lord. by God. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Die wil van die Here. As jy vernuwing najaag, as jy nie weer dieselfde wil wees nie, you have to pursue the Lord to see waartoe vat hy jou. Daar's 'n plek waar die Here jou na toe wil vat in die koninkryk that only He knows. Don't assume that you know, because we don't know. Yes, Lord. Because in Jeremiah 29, ons ken ons die skrifte, né? Ons is ons gesoekte Bybellesers. En Jeremiah said, I know the plans that I have for you. Ek wil gou so toe gaan. Daar's nog iets wat hy by sê. Jeremiah 29. Ek is dankbaar vir die vrymoedigheid wat die Here bring om dit te kan doen, om verstaan, om sy woord te laat vloei. For 11:29, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and you will find me when you seek me with all your heart. Amen. Daar is die woord van die Here. Assume your position as iemand wat nie eie wys is nie. Wat nie dink hy ken alles nie. Yes, Lord. 20 jaar in die kerk. I know. You don't know. You don't know. Assume your position. And but the Bible says a lowly position. Ek wil na Romeine. Hier nog steeds Romeine 12. Weer terug gaan so toe. Romeine 12 vers 3.
Ons hoor mos ons is gegee, ons hoor mos ons is verstaan, ons hoor mos ons is kragtig, ons hoor ons is magtig. Maar nou kom by Apostel Paul en hy sê, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Yes, Lord. I am because you are. Yes, Lord. Amen. Amen. Alles kom by mekaar in die liggaam van Christus. I am because you are. Yes, Lord. Ek is omdat jy is. Amen. Ons is afhangende van mekaar. Ons bou mekaar op. Ons help mekaar. Ons spreek tot mekaar. Ons raak nie kwaad nie. Ons is patient with each other. Ons is kingdom citizens. Ons help mekaar. Ons raak nie kwaad nie. Die woord kom, moenie kwaad is vir my nie. Die woord van die Here spreek tot jou. Amen. En ons pastoor, ons ken ons hy saak net, as die waarheid gekom het, pastoor, is hier. It's confrontational, Sister Portia. The word of God is confrontational, my bro. Yes, Lord. It's confrontational. Met ander woorde, jy gaan seer gemaak voel. En as jy swak Christen is, hy vir my blame, vir die woord, wat die Here my wil laat bring. Hoekom is jy kwaad vir my? Because die waarheid gaan jou vry maak. Know the truth. Ken die waarheid. Weet wie is jy. Weet dat die Here weet. As jy nog goeietjies het wat jy wegsteek, weet dat die Here weet. Amen. Dat jy goeietjies het wat jy wegsteek en hy gaan vir jou uithaal en veral in omstandighede wat die Here, wat die Heilige Gees opdag, wat die Here soos hy vandag opgedag het. So, dan voel ons 'n bietjie seer nou en dan voel alles van ons, weet jy wat om te maak, weet jy wat om te dink, weet jy wat om te voel nie. Met my hande op, my hande af. Because it's confrontational. When the Spirit of God pitches up, it's confrontational. It's so one-on-one met jou. Daar is nie plek om weg te steek nie. Amen. God, die Here is besig om ons op te lig, net. En die woord sê so mooi dat jy lyk nie die lig in die lamp. En dan soek jy hy blompot en dan maak jy die lig toe. Let your light shine, sodat die wêreld kan sien wie jy is. Let your light shine in this dark world so that people can see who you are. Amen. Because God needs you, my brother and my sister. Assume your position. Simple. Assume your position in the kingdom. Give yourself over. Allow God to work with you. Allow God to work through you. Allow God to work in your mind. Allow God. The mind that is in Christ. Let that mind that is in Christ be also in you. Yes, Lord. Assume your position. Amen. Nou gaan ons, dink ons gaan nou by Matthew chapter 10. Ons bring die woord vandag, mense. Broers en susters, ons bring die woord. Matthew chapter 10. En dan gaan ons daar by 34. Matthew chapter 10, 34. Matthew chapter 10, verse 34, né? Ek sê ons praat ons die hele tyd van assume your position. Assume your position. Maar dan kom Christus Jesus en hy praat en hy sê die saak, hy bring die saak voor ons. Do not assume that I have come to bring peace on earth. Die hele tyd sê ek mos assume. En nou kom die Here en hy praat met ons en sê do not assume. Alles is nie noodwendig hankie dory.
just because I am a king, I am a child of the kingdom. Yes, Lord. Do not assume that I have come to bring peace on earth. Hey, ek like hy stuk man, hy sê, ek het gekom met 'n sword. Amen. Ek het gekom met 'n sword. Ek het gekom met 'n sword. Yes, Lord. Ek het gekom met 'n sword. Suster Maria, ek het gekom met 'n sword. Amen. Vredevol en al. Ek het gekom met 'n sword. Amen. Assume your position, but do not assume that I have come to bring peace. Dit is hoekom mense jou onnodiglik nie sal lyk nie, my suster. Shame to be so down, but Want die Here het gekom met 'n sword yes, Father. tussen gelowiges And also, en ongelowiges. yes, Lord. En dan gaan die woord verder. Ja. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, Lord, you know. daughter-in-law against mother-in-law. Yes. And A man's enemies will be the members his owner. of his own household, as gevolg van ongelovigheid. Waarskuwing, as jy 'n koninkrykskind is, en dan sê die Here, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Amen. Anyone who loves their son or daughter more than me, en dis hoe ons lokasie mekaar uitval. Hulle is lief vir hulle kinders meer as hulle lief is vir die Here. Yes, Lord. Gee hom maar ook 'n pype, los hom maar dat die gangs join het, los hom maar dat die praat soos hy wil, ek leer hom nie om te groet nie, ek leer hom nie om homself te gedrag en as hy met ander mense sien, ek leer hom nie hoe om ander mense te respekteer, groot mense te respekteer nie. Die ou leringe, pastoor. Die ou leringe. Jy groet die mense as jy hulle kry by die kant. As my kind die son moet maar los, want die loop in die kwaai voor. Sê maar ek mos gesê, as jou kind los hom. Hey. So as jy, my broer en my suster, so lief is vir jou kind, dat jy die beginsels van die koninkryk een kant toeskuif, is jy in gevaar. Yes, Lord. Amen. Because your child will become your enemy. Whoever does not take up their cross and follow me He's is not worthy of me. Amen. Whoever finds their life Shall lose. will lose it, and whoever loses their life for my sake Shall find will find it. glory. Die woord van die Here Amen. wat spreek, die Here gebruik hierdie woord om te spreek tot ons. Want dit is 'n geloofsaak, is 'n koninkrykssaak hiervan. Is 'n koninkrykssaak. God, die Here ken die wat syne is. And my sheep know my voice, and another they shall not follow. Yes, Father. So jy kan nie in die koninkryk is en uitgeroep word deur 'n ongelowige uit jou plek van provision. Jy's in 'n plek van provision. Jy's in 'n plek van protection. Jy's in 'n plek of obedience. En tog laat jy toe dat die ongelowige jou ruk uit jou geloof uit en dan word jy net soos hy. Die Bybel praat van die yeast. Die yeast. Jy is yeast. Jy is enkel. Jy is anker, né? Jy is enkel.
So the difference when you go there, they must become like you so that they can come. Soos die Here gesê, kom, Amen. almal wat vermoeid en belast is, en ek sal vir jou vrede gee. Amen. Not the peace that the world gives. Nie die vrede wat die wêreld gee nie. Peace A that different kind of peace. passes A peace that goes. Het gaan ver. Hier sit ons en verstaan nog steeds nie wat maak ons hierso nie. Maar as hy vrede wat ons hier bring. Die vrede bring ons nie. It goes beyond all understanding. Het gaan hoog, het gaan ver. As a taak op hande. Do not be confused. God will not be mocked. Moenie voorgee asof ons gaan vir jou sien. Ek praat met dit wat die Here na my bring. Ek praat nie omdat ek enigstens, ek het niks, maar ek weet, ek gaan vir jou sien. Pastoor gaan vir jou sien. Juffrou gaan vir jou sien. As jy geite het. Jou geite. Die Bybel sê, daar is niks wat verborgen is. As ons so by mekaar kom, daar is niks. As die Gees van die Here opgedek het, daar is niks wat verborgen is nie en verborgen bly nie. It shall be revealed. It shall be revealed. Met ander woorde, get your act together. Krik jouself reg. Doen wat jy moet doen. Help ons tog, sodat ons die dieper dinge van God kan ervaar. Because die woord sê ook, die Here gee sy Gees without measure. Jesus. Vir hulle wat hom vra. He gives his Spirit without measure. Yes, Lord. For those who will ask. So my ding is, my broer en suster, asseblief, kom ons kom by mekaar en ons kom ons soek. Ons verstaan die woord sê ons, if you seek me, let us seek him. Kom ons kom by mekaar in een gedagte, een gees en roep hom aan sodat hy kan kom. So that we can receive. So that we might have power. Amen. Power. When the Spirit of God comes upon you, you receive Power. power. Yes. Tweede laaste vers wat ek net gou wil lees. Tweede laaste vers wat ek net gou wil lees. Broers en susters, die Here sal u seën. God will bless you. God is a good God. Amen. Do not take him lightly. Do not take him lightly. Acts chapter 3, 19 to 20. Handelinge 3, 19, 20. Acts chapter 3, 19 and 20. Amen. Die woord sê, Repent. repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that at times of refreshing may come from the Lord. Amen.
And that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Yes, Lord. Repent. Repent so that a time of refreshing may come. Acts 17:28. Acts chapter 17:20. Ons is in die kerk, mense, ga julle werk gee, lees hy Bybel. Want dis waar die verlossing lê. Know Him. Know Him. And you shall be set free. Die tipe Christene wat ons moet wees as ons hier inkom. Ek kan vorentoe kom en met blijmoedigheid kan ek kom praat en sê, in Him I live, in Him I move, and in Him I have my being. Here, ons dankie vir die woord, my God, Here. Hier is die volk, my Vader, ek bid, Here. Jesus. Here, ons bid op U, my God, Here. Ons is op afwagting, Here, vir die Heilige Gees, my God, Here. Om te kom, Here, om verandering by ons te los, Here. Om verandering by ons te bring, my God, Here. Om ons om 'n refreshing te bring, my God, Here. Dat ons dinge sal ervaar wat ons nooit tevore ervaar het, my God, Here. Ons is moeg van die same old, my God. We are tired, Lord. Almal wat dieselfde ding doen, Here. Kom, Here, let us be different, my God. Help us, my God, to be different. To make a difference in this world. Om change, sodat change kan kom in mense se lewe, my God, Here. We need You now more than ever, my God. I thank You, Lord, for who You are. I thank You, Lord, for what You do. I praise You, I bless You, I honor You, oh God, because You are the one true God, nobody else but You. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Raak ons aan, my God, Here. It is not impossible. What is impossible with man is possible with God. And we thank You, Lord. Hoor ons gebede, my God, Here, as ons na U toe kom, my God, Here, sodat ons dieper dinge kan ervaar, my Here. Dat ons hoor, let us go into, so that we can go in higher dimensions, oh God. Another level, oh God. Another level in You, mighty God. I pray this in Jesus' name. Bless us, keep us, wash us with the blood of Jesus Christ, oh God. Was ons, my God, Here. Gee die engele opdrag, my God, Here, dat hulle ons sal bewaar en beskerm, my God, Here, soos ons die plek verlaat, Here. Help ons, Here, help ons tot verandering, my God, Here. Let us not be the same. Let me not be the same as yesterday. Let us not be the same as the day before. Maar bring verandering, my God, dat ons wees wat U wil hê ons moet wees in Christus Jesus, my God, Here. Ek prys U naam, my God, Here. Dankie, Here, vir wie U is. We know that all things are possible with God. Yes, Lord. If who can be against us if Christ is with us? Yes, Lord. Wie is die wat teen ons sal wees as Christus Jesus met ons is, my God, Here? Yes, Lord. Dit is U woord, my God, Here. Die woord wat gespreek is tot die familie, tot die mense, my God, Here, tot die huis van God, Here. The body of Christ, my God, mighty God. This is the body of Christ. Ons lê onsself voor U, my God. We lay prostrate before You, mighty God. En ons sê, Here, kom, Here, bring die verandering, my God, Here. Bring die verandering, my God, Here. Raak ons aan, my God, Here. Ek prys U, ek loof U. In die naam van Jesus Christus. Ons sê vir U dank, Here. Baie dankie, Jesus. Thank You, Jesus. Amen. Dankie, Here Jesus. Dankie, Jesus. Voorbaar ek gaan niks by sê nie. As ek enige iets gaan sê, gaan ek die gees van die Here steun. En ek wil hê U moet verloor, U moet in hy selfde atmosfeer hier toe gaan. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons sien U woensdag aan 7:00 by die gebedssessie. The Lord will bless you and the Lord will keep you.
The Lord will make his face shine upon you and gives you peace. He will lift his countenance towards you and gives you grace now and forevermore. Amen and amen.